Konings 17 gaan oor die storie van Elia. Nou Elia was 'n baie interessante persoon. Die een ding wat altyd vir 'n mens uitstaan is, ek wil amper vra, waar of onwaar? Elia is lewendig weggevoer na die hemel toe. Waar of onwaar? Waar, ja, bly julle weet, dat is jy nie teëgekry vanmôre nie. Dit was iets wat sy lewe uniek gemaak het. 'n Ander gedeelte wat sy lewe uniek gemaak het, was sy geveg met die Baal-profete, 450 van hulle. En daar's nog 400 van Asjera se profete ook gewees. Hulle is ook maar lief vir Baal gewees. Daar was in totaal 850 profete wat hy self uitgesorteer het. Maar kom ons lees 'n bietjie. Ek begin by vers 1, ek gaan spring deur die hoofstuk. Elia die Tisbiet was 'n bywoner uit Gilead. Hy het vir Agab gesê, so seker as die Here lewe, die Here, die God van Israel, in wie se diens ek staan, daar sal die volgende jaar geen dou of reën wees nie, behalwe as ek so sê. Vir 'n jaar lank geen dou of reën. En dan gaan hy en dan kruip hy weg by die spruit Krit. Die kraaie sorg vir hom, vers 8. En dan droog die spruit op, vers 8. Toe die woord van die Here weer tot Elia gekom en gesê, gaan na Sarfat toe, by Sidon, gaan bly daar. Ek het 'n weduwee daar opdrag gegee om vir jou te sorg. En dan kom hy by Sarfat aan en dan ontmoet hy hierdie weduwee. En dan is die interessante dat hierdie arme weduwee arm is. As hy vir haar sê, hy soek brood, my sou laat dink aan die man wat kom klop by die voordeur, hy soek brood, dan sê die vrou, ek het eintlik nie meer nie, ek gaan nou my laaste bietjie meel gebruik, ek gaan dit vir my en my seun maak, om my laaste roosterkoek te eet, en as dit verby, dan moet ons sterf. Die weduwee van Sarfat. Die interessante van die weduwee was ook dat sy self vir Baal aanbid het. Sy was 'n navolger van Isebel. Isebel was die tannie wat almal geforseer het om vir Baal te aanbid. En as die interessante dat die Here sê, jy moet gaan bly by 'n profetes van Baal. Dit pas nie. 'n Ou wat met sy hele lewe, met sy hele wese beklei teen die Baal afgode en al hulle ouens wat volg. En die Here kom sê, ek stuur vir jou na 'n weduwee toe, en sy is arm, maar sy is iemand wat vir Baal aanbid. En dan bly hy by haar, en dan sê hy vir haar, maar moenie worry nie, gaan vat maar die meel, jou meel sal nie opraak, jou olie sal nie opraak nie, en dan bly hy vir 'n tyd, bly hy by hierdie vrou. En dan op die einde van hierdie verhaal, dan sterf die vrou ook, die weduwee. En dan is die vraag nog meer in 'n ou se kop, waar is die Here se kop? Het die Here nou een van sy happy engele gebruik om hierdie besluite te neem, want die besluit maak nie sin nie. 'n Weduwee wat Baal aanbid, haar kind sterf, sy sê dis God se skuld. Hoe in die lewe werk dit? Was daar dan nie 'n Israeliet by wie Elia kon gaan bly het nie? Was daar nie een wat meer geld gehad het en wat daarom vir hulle meer as net 'n broodjie en wat met meel en met meel en wat en water gemaak is nie. Maar en dan kan ou vra, en hoekom dan op die ou end nog sterf die seun ook nog? Maar om dit te verstaan moet ons so 2 treetjies teruggee. Die rol wat Elia speel is een van, hy moet die Baal-profete oorwin en vernietig. Dis sy roeping, dis sy opdrag. En dan, as die Here dan vir hom stuur, dan besef die Here 'n belangrike ding. Die Here sê, jy moet voorberei word. Want sien, geloofshelde word nie oornag gebore nie. Hulle word gevorm op 'n pad waarin hulle leer dat hulle die Here kan vertrou. En nou is vir 'n tyd lank is Elia
in die skool van opleiding. Hy moet leer dat God aanbid kan word en vertrou kan word. Hy moet besef dat die Here besig is om vir hom groter dinge te leer, vir hom en die weduwee. Hulle moet leer dat God vertrou kan word, dat God weier en verder kan kyk as wat ons besef. Vriende, baie keer gebeur daar ook goed in ons lewens, wat ons voorberei vir goed wat nog voor lê in ons lewe. Dan verstaan ons dit nie. En as ons ook baie keer soos Elia of soos die weduwee, waar is God? Hoe werk God se kop? Maar die Here, vriende, is altyd met ons op 'n spesiale manier besig. Wat skryf Jakobus? Jakobus skryf in Jakobus 1 vers 1, hy sê ons moet bly wees as daar allerlei beproewinge oor ons kom. Goed wat moeilik is, goed wat ons laat wonder, is God daar, is God genadig, is God lief vir my, is hy die een wat altyd by my is, of is hy op ander plekke ook meer betrokke as by my? Ons moet leer om God te vertrou. Al gaan dit ook sleg. Petrus kom en sê, soos goud gelouter word in vuur, so is ons geloof. Ons geloof moet gelouter word, dit moet warm gemaak word, dit moet loperig raak, dit moet brand. En so word ons geloof in God gevorm. Onthou jy nog die storie van die weduwee wat haar laaste geldjie in die skatkis ingegooi het in Jesus se tyd? Mense wil wonder, wat is die storie daar agter? Sy moes iets leer van vertroue. Om God te vertrou, al maak dit nie sin nie. Vriende, ons moet nie rondkyk as daar partykeer iets oor ons pad kom. As 'n opdrag op ons pad kom, moet ons nie rondkyk en dink, is daar niemand anders wat die Here nou kan gebruik nie. Die Here gebruik vir my en vir jou doodgewone mense, maar hy maak vir ons gereed. Augustinus het gebid en gesê, Here, gee vir my dit wat U van my vra, en vra dan net wat U wil. God sal nooit vir my en vir jou instuur in 'n situasie as hy ons nie toegerus het nie. En dit gebeur in hierdie verhaal op 'n baie unieke manier. Die Here rus vir Elia wat 'n doodgewone man was, wat opgeroep is om 'n profeet te wees, opgeroep is om 'n kultus tot nuut te maak met die Here se krag. Die Here roep vir hom, maar hy moet opgelei word. En dan as Elia daar bly en dit gaan eintlik oukei, hulle verdra mekaar, ons lees nêrens daarvan dat daar bekleierery is oor wie se beste afgod nie, want eers in hoofstuk 18 kom die groot beklei teen die ander profete. As alles hankie-dorie loop, dan raak die vrou se seun siek en hy sterf. En in vers 18 lees ons dat die vrou sê, maar dis jou God se skuld, dis God se skuld, wat het ek verkeerd gedoen? Jy het by my kom intrek. Die interessante is dat die profeet Elia in sy slimmigheid, in sy alwysheid, in sy, hy's 'n groot man gewees van die tyd, dat hy haar nie antwoord nie. Al wat hy doen, hy kom haal die kind. Hy kom haal die kind, en hy vat die kind op, na sy slaapvertrek toe, wat in die bovertrek is, soos hulle sê. En dan lê die kind neer op die bed, en dan strek hy hom uit oor die kind 3 keer, en hy bid en sê, Here, asseblief. En die seun begin weer lewe. En dis 'n les wat Elia moes geleer het, want Elia moes 'n tydjie net daarna moes Elia gaan bid teenoor 850 profete, Baal profete wat daar staan en seker nog gechant het ook nog. Teenoor hulle moet hy gaan staan en sê, Here, U moet nou hierdie altaar, moet U met die vleis op, dit wat U nou hier sien, moet U asseblief aanvaar. Aanvaar sommer die res ook. Hy moes as hy daai gebed bid, moes hy vir God ken en vir God vertrou. En daarom kom die Here, en daarom gebruik die Here hom op 'n besondere manier. Jy's voorberei, Elia, jy het 'n kind aan die lewe gebid. Ek het jou voorberei dat jy kan weet, jy kan my vertrou, ek hoor jou gebed.
Vriende, dis ons rol in koninkrykstyd. Dis die tyd van die jaar waar ons vir mekaar moet vertel van God wat lewe. Want sien, ek het vir u net toe gevra of u nog vir God aanbid en of u nog 'n verhouding met hom het en al daai mooi dinge. Maar partykeer vergeet ons dat God lewe. Dat hy eintlik in my huis lewe. Dat hy sê, ek sal nooit van julle af weggaan nie. Ek lewe saam met julle. Die wonderlike is dat Elia so lewe dat die weduwee op die ou einde sê, na alles verby is, net voordat hy seker vertrek, dan sê sy vir hom, nou weet ek dat u 'n man van God is. Vriende, as ons by iemand gekuier het, dan los ons altyd iets agter. Nie net vuil koppies nie. Ons los iets van onsself agter. Koninkrykstyd vra, wil jy nie iets van God agterlos as jy by my kom kuier nie? Wat los ons? As ons lekker saam rugby gekyk het en geskree het en die skeieregter reggehelp het want hy kan tog sulke verkeerde foute maak, wat los ek agter? Elia gaan verder en hy kom in hoofstuk 18 en dis die geveg tussen hom en die ander profete. Wat los ek en jy? Een van die mooiste komplimente wat ek nog gekry het, was by 'n troue wat ek gehou het. Nou was 'n klomp Engels sprekende mense ook. Nou soos julle weet, my English is not so delicious. En toe ek klaar is, toe kom daar 'n Engelse dame en sy sê vir my, I didn't understand a word, but I could feel God's presence. Dis ons opdrag. Om as ons by mekaar weggaan, dat ons vir mekaar sê, ek het iets van God se teenwoordigheid, iets van God se liefde, iets van sy genade, het ek by jou beleef. In jou broosheid, in jou afhanklikheid. God is hier. Laaste punt, wat hy maar eers, dis lekker om die klok weer te hoor, né? Die laaste punt is, vriende, vers 20, herhaal ons maar net weer die gesprek wat Elia met God het. Hy bid tot die Here en hy sê, Here my God, wil u nou oor hierdie weduwee, by wie ek bly, 'n ram bring, deur haar kind te laat sterf? En dan skryf die ouens oor hierdie versie en sê, dis half 'n arrogante vers. Here, ek het dan nou gebly by hierdie vrou, jy maak 'n fout. Dis soos dit klink, dis so 'n bietjie arrogant van Elia se kant af. Want die wonderlike is dat God hom nie reghelp nie. Dat God nie vir hom sê, mannetjie, jy moet respek hê, anders gaan hy Baal-profete jou skop op 'n plek waar jy nie geskop wil word nie. God kom en God hoor sy gebed. En wat sê dit vir my en vir jou? Vriende, partykeer is ons gebede robbies, betekenende, partykeer is ek kwaad, partykeer is ek ontsteld. En die Here sê vir ons, ons mag maar ons harte voor die Here uitstort, want God hoor. Hy veroordeel nie ons gebede nie. Elia was in 'n baie moeilike situasie, dat hy emosioneel moes gewees het, verseker. Daar's nie 'n kwessie daaroor dat hy emosioneel was nie. God kom nie en sê, Boetie, ontspan nie, want dis mos nie goed dat ons mekaar sê, ag toe maar Boeta, môre gaan dit beter. Hy sê nie sulke nonsens nie. Hy reageer op Elia se vraag om te sê, Here, wat maak jy? Ek het by die vrou gebly, sy het vir my kos gegee, sy het vir my versorg. En nou wil jy haar kind ook doodlos. Maak haar om Vader se naam gesond. Wat wil ek vir julle vanmôre sê? Ek wil vir julle vanmôre sê dat God die een is wat met ons 'n pad loop as sy kinders. Hy los ons nie. Hy's altyd besig met ons. En hy's die een wat sê dat in sy besig wees met ons, sê iets van sy liefde vir ons ook. Mag jy in hierdie week, as daar dinge met jou gebeur,
Moenie te veel vrae vra nie. Maar weet dat die Here 10-1 besig is om jou voor te berei vir iets wat jy nog nooit dalk aan gedink het nie. Mag die Here vir jou seën, mag dit vir julle 'n besonderse week wees. Ek wil afsluit met 'n Psalm, Psalm 103 vers 14 tot 17. Ek dink ek het hom op die skerm ook. As Psalm 103 vers 14. Hoe hy weet waarvan ons gemaak is. Hy hou dit in gedagte dat ons stof is. Die mens, sy lewensdier is soos die van gras, soos die van 'n veldblom wat oopgaan. As die woestynwind daaroor waai, is dit weg en sy plek vir altyd leeg. Maar onverganklik is die liefde van die Here vir die wat hom dien. God ken vir jou en vir my. Daarom stap hy 'n pad met ons, net soos wat hy met Elia gestap het. Die Here seën julle vir die week. Here, ons kom na U toe vanmôre met die wete dat ons soos Elia ook afhanklik is van U. Elia is bevoorreg omdat daar baie goddelike dinge met hom gebeur het. Maar Here, U doen met ons ook bemoeienis. U los ons nie alleen nie, ons is kosbaar vir U. En nou is die gebed van ons hart dat U vir ons in hierdie week weer sal kom toerus vir die pad wat voor lê. Loop 'n pad met ons, Here. Dankie dat U nie oordeel nie, maar dat U die een is wat sê, U stap eerder 'n pad met ons. Wil U vir ons seën, Here, ons gesinne en ons kinders en kleinkinders, hou U hand van bewaring oor elkeen van hulle, Here. Ons vra dat U dit sal doen in die wonderlike naam van Jesus, ons verlosser. Amen.